U kan die Bybel saam met my oopmaak by Lukas hoofstuk 8. Lukas hoofstuk 8. Die baie bekende gelykenis van die saaiër. Kom ons bid 'n oomblik saam. Wonderlike Here Jesus, ons aanbid U vir die wonderlike voorreg wat ons het om in U naam by mekaar te wees. Wat 'n wonderlike gedagte om te weet dat die lewende God, die God van hemel en aarde, se naam oor ons uitgeroep word in hierdie oomblikke. En dat daar dieselfde lewe aan ons geskenk word, wat in ons opspring soos 'n fontein tot in die ewige lewe. Dankie Here dat ons hierdie blye versekering het, daardie roemtaal dat U met ons is. En as ons hier is vandag, dan dink ek aan soveel wonderlike gedagtes, soveel tere herinneringe in hierdie gemeente. En is my hart daarmee saam bly om te weet dat hierdie gemeente veilig in die hande van die Here Jesus is. Om te sien wat U nog steeds doen, besig is om te doen. Daarom wil ek ook in hierdie oomblikke spesiaal ook vir Gerard bid, terwyl hy in hierdie week met sy studies aan die kweekskool gaan begin. 'n bron van opgewondenheid en vreugde ook in my en elkeen van ons hart. Dankie dat U hierdie gemeente nog van krag tot krag sal laat gaan en die vaste wete in ons binneste, die poorte van die doderyk sal hierdie gemeente nie oorweldig nie. Dankie dat ons weet dat U kerk bly staan en U as hoof van die kerk sal altyd getrou wees oor elke een van ons. Ek wil U ook bid dat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart U welbehaaglik mag wees, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade en barmhartigheid en vrede van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus sy enige gebore seun word aan U geskenk en mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons lees van vers 4 van Lukas hoofstuk 8. En toe daar 'n groot menigte vergader, en die wat uit die verskillende stede by hom aangesluit het, sê hy aan hulle deur 'n gelykenis. 'n Saaiër het uitgegaan om sy saad te saai, en toe hy saai, val 'n deel langs die pad en is vertrap, en die voëls van die hemel het dit opgeëet. En 'n ander deel het op die rots geval, en nadat dit opgeskiet het, het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. En 'n ander deel het tussen die dorings ingeval, en die dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en gegroei, en 100voudige vrug opgelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En sy disippels het hom gevra en gesê, wat beteken hierdie gelykenis tog? En hy antwoord, aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken, maar aan die ander deur gelykenisse, sodat hulle, terwyl hulle sien nie, en terwyl hulle hoor nie verstaan nie. Dit is dan die gelykenis. Die saad is die woord van God, die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hul harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor, en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en in tyd van versoeking val hulle af. En wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. En wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het die woord in 'n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra. En tot daar uit die wonderlike woord van die Here. Hier in vers 15 het ons nou die terme gelees, in hulle hart hou. In vers 12 het ons ook gelees dat die duiwel kom en roof saad uit harte weg. Dit is so, ek kan verstaan waarom die perikoop opskrif lei die gelykenis van die saaiër en waarom die Bybelvertalers dit die gelykenis van die saaiër genoem het.
Maar eintlik kan ons vir mekaar sê 'n beter opskrif sou wees die gelykenis van my hart. Die gelykenis van ons harte. Hierdie boodskap, hierdie gelykenis is om te bewys en tentoon te stel die kondisie van 'n mens se hart en wat hy met die woord van die Here doen. In hierdie gedeelte is daar 4 soort harte, 4 soorte oppervlakte waarop die saad van die woord kom val. En daar is 4 soorte reaksies daarop, 4 soorte uitwerkings op die saad wat op die grond geval het. Daar is egter net een van 2 gevolge. Een van 2 resultate aangaande hierdie saad wat op die grond val. Nou sê die woord van die Here vir ons baie duidelik dat hier word gepraat van God se woord. Dit is die saad wat gesaai word. Die evangelie bedienaar saai die saad en dit val op verskillende mense se harte. Die saad, die wonderlike woord van die Here. 'n woord wat lewe gee, 'n woord wat groei bewerkstellig, 'n woord wat dinamies voortgaan om vrugte te lewer. Wonderlik om te weet, dit is die woord van die Here wat gesaai word in mense se harte. En daar is 'n woord vir elke een, elke soort mens op aarde. Daar is 'n woord vir die slegste vrou in Brits. In Johannes 4 sê die Here vir 'n baie slegte vrou: as jy van die water drink wat ek jou sal gee, sal jy in die ewigheid nooit weer dors kry nie. Maar dit sal verder gaan en dit sal in haar word soos 'n fontein van lewende water. Daar is 'n woord vir haar, daar is 'n woord vir die godsdienstige mense in die Bybel. Daar kom Nikodemus en hy hoor in Johannes 3 vers 3, voorwaar ek sê vir julle, wie in of wie nie weergebore word nie, kan die koninkryk van God nie sien nie. As iemand nie weergebore word nie, daar is 'n woord van God vir hulle. Daar is 'n woord vir die rykste man in Brits. Lukas 19 vers 5, en toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien en sê vir hom: Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag by jou in jou huis bly. Daar is 'n woord vir hom, daar is 'n woord vir selfs die vissermanne. Matteus 4 vers 19 sê: kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Daar is 'n woord vir elke een. Daar is 'n lewende woord. 1 Petrus 2 vers 23, 1 Petrus 1 vers 23 sê: want julle is weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Hierdie woord is die krag van God tot redding, sê Romeine 1 vers 16. Die vraag is, hoe val die woord op u hart? Het dit ingang in u binneste? Kan dit ontkiem? Kan dit lewe kry? Kan dit groei? Dit is die vraag. Kom ons kyk na hierdie gelykenis en ons toets onsself onder hierdie tema, die gelykenis van my hart. Watter soort hart het ek? Wat doen ek met die wonderlike woord van die Here? Die eerste hart is 'n blinde hart, tragiese hart. Ons lees van hom in vers 5. 'n saaier het uitgegaan om sy saad te saai, en toe hy saai, val 'n deel langs die pad en is vertrap. En die voëls van die hemel het dit opgeëet. 'n klipharde hart. Die oppervlakte, die pad is hard uitgeloop, en soos die saaier gesaai het, het 'n deel langs die pad geval. En ja, die pad is hard, maar dan gebeur dit ook dat daar nog bo dit kom daar voete om op die saad te trap, en dit vertrap die saad, en dan kom die voëls van die hemel en dit eet die saad op, dit roof die saad weg, die saad word vertrap. In vers 12 wat ons gelees het, staan daar baie duidelik dat die voëls van die hemel is die bose.
En na die ander gedeeltes, dan sê die Here Jesus, dit is die duiwel, en hy kom roof die saad uit mense se harte weg. Soos wat dit gesaai word, so kom die woord nie in nie, en dan roof die sielevyand dit weg. As die woord van die koninkryk van God gesaai word, dan kom die bose en roof dit uit hulle harte, sê Matteus 13 vers 19. Jy sien hier die blinde hart praat juis van 'n onverstandige, onkundige, ja, blinde hart. Want hoor wat sê die teks in Matteus 13 vers 19, as die saad van die koninkryk van God gesaai word en nie verstaan word nie, dan kom die bose en roof dit uit hulle hart. 'n Onverstandige, onkundige, ja blinde hart is onvrugbaar in die waarhede van God se woord. En dit kan natuurlik eerstens en primêrlik wees in die lyn van dit wat 1 Korintiërs 2 vers 14 ons leer. Die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Hy kan die dinge van die gees van God nie verstaan nie. Hy is in duisternis. 1 Petrus 4 vers 4 leer ons dat die mense daar buite, die wêreldlinge, hulle verstaan nie hoekom ons doen wat ons doen nie. Hulle het geen begrip daarvoor nie. Hulle kan nie glo dat mense wat op 'n Sondag aand kerk toe kom, of op 'n Sondag hulle tyd uitkoop om te hoor wat die woord van die Here is, en hulle lewe volgens die woord van die Here inrig. Hulle kan nie verstaan as ons nie op hulle goddelose weë met hulle saamgaan nie. Hoekom nie? Hoekom kan hulle dit nie verstaan nie? Want hulle is blind. Hulle neem die dinge van die gees van God nie aan nie. Dit val hier op 'n harde hart en dit word vertrap en die duiwel kom roof dit uit hulle binneste uit weg. Die kruis is vir hulle dwaasheid. Die verhaal van die seun van God wat aarde toe gekom het en geslag is soos 'n lam, dit is vir hulle dwaasheid. En hulle word blind deur hierdie wêreld en deur die genietinge van hierdie wêreld gehou, soos Agab verblind was deur die wêreld. Ons lees daarvan in 1 Konings 21 vers 20. Ek het u gekry omdat u uself verkoop het om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here, sê Elia vir Agab. Hy het homself verkoop om te doen wat verkeerd is en hy's blind gehou. Ja, roem, eer, hepse, geldgierigheid, hartstogtelike begeertes, alkohol, trots, die genot van die wêreld, die plesier van die wêreld, maak 'n sluier oor hulle oë en hulle word blind gehou, hulle harte is hard. Verblind deur verskonings, ek is te jonk, ek is te oud, ek is goed genoeg, ek is te sleg. Die Christelike lewe is te moeilik. Blindheid as gevolg van baie verskonings, as gevolg van die wêreld. En hulle word in hierdie dwaasheid gehou deur belangeloosheid. Geen belang by die sake van die Here. Die saad word gesaai, maar hulle bly leeg en ledig. Daar is vir hulle niks nie. Hulle stel nie belang in God se woord nie. Somtyds gebeur dit dat hierdie mense met blinde harte in kerke kom sit, ja, dalk by begrafnisgeleenthede of doopgeleenthede of by die huwelik, of iemand nooi hulle kerk toe en hulle kom sit onder die geklank van die woord, maar hulle is eintlik belangeloos. Hulle is blind, hulle is verhard in hulle harte. En wanneer die woord van die Here gesaai word, dan bly hulle in hierdie blindheid as gevolg van hulle belangeloosheid. Hulle gedagtes is nie gevange geneem tot gehoorsaamheid aan Christus nie. Hulle gedagtes is op 'n ander plek. Hulle is in 'n eie droomwêreld. En dan wanneer die dominee amen sê, dan weet hulle nie eintlik waaroor die dominee gepreek het nie. Want hulle hart was nie regtig daar om te hoor wat God gesê het nie. Dit was by die sport, by maandagse aktiwiteite. Dit was by 'n kerel, by 'n nooi. Dit was iewers anders as om te fokus op God se woord. Wel, hierdie belangeloosheid word dalk verder ook gekweek deur fisieke moegheid. Hulle is moeg, hulle kan nie hoor wat God vir hulle sê nie, want hulle is moeg. Die beste geestelike raad wat my pa ooit vir my gegee het was toe ek 'n matriekseun was. En dit het my hele geestelike lewe verander.
Dit het my hele uitkyk op God se woord verander en hierdie geestelike raad was dit. Gaan slaap vroeër op 'n Saterdag aand. En jy weet, wonder dit het gewerk. Ewe skielik sit ek in die kerk en ek hoor wat hy sê. Ewe skielik is my ore oop en ek hoor wat hy sê. Ek hoor wat gepreek word. Maar daar is soms belangeloosheid in mense en hulle hoor nie wat God sê nie. Die gevolg is, hulle bly in ongeloof. Ons het dit in vers 12 gelees. Bly weg van God, ongered. Daar is 'n oppervlakkige hart ook. Vers 6. En 'n ander deel het op die rots geval. En nadat dit opgeskiet het, het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. Dit het iewers op 'n rots geval. Dalk soos die saaier gesaai het, het dit langs die veld, langs die land op 'n klip geval, of daar was 'n rotsbedding onder, en daar is geen vogtigheid, sodat dit kan groei nie. Ja, vriende, die saad het ontkiem. Daar was genoeg groontjies, en 'n bietjie vogtigheid sodat die saad kon groei, maar sodra dit wou wortel skiet, dan was daar geen diepte nie. Die plantjie kon nie groei nie, want hy het verdroog as gevolg van die hitte. Matteus 13 vers 6 sê, maar toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. Jesus maak hierdie verklaring baie duidelik dat dit mense is wat oppervlakkige oorgawes maak aan die Here. Hulle bereken nie die koste, soos Lukas 14 vers 28 sê nie. Hulle hoor die woord, en nog voordat hulle die koste bereken het, dan neem hulle dit met blydskap aan, maar dan beweeg hulle verder in hulle lewe, en dan kom hulle vinnig agter, soos die sorge van die lewe op hulle val. Soos die verdrukking kom, terwille van die woord van die Here, dan verskroei hulle opregte oorgawe. Die koste moet bereken word. Dit is 'n wiskundige som wat gedoen moet word wanneer jy die woord van die Here hoor. Jy bereken, gaan ek my totaal aan Christus oorgee, en jy bereken wat dit jou gaan kos. Sommige bereken die koste en hulle sê, ja Here, my al is op die altaar, ek hoor wat U sê. Andere bereken die koste en hulle kan nie die prys betaal nie. Die prys wat Christendom vra, gaan dalk maak dat ek vriende verloor, gaan maak dat ek aansien, dalk nie meer so populêr is nie, hoe dit ook al sê, en hulle kan nie hierdie koste betaal nie. Maar dan is daar ander mense wat glad nie die koste bereken nie. Dis hierdie oppervlakkige hart, waarin daar geen diepte is nie. En nou leer die Bybel vir ons in Matteus 13 vers 21, maar hy het geen wortel in hom nie, hy is net vir 'n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom terwille van die woord, struikel hy dadelik. Die eerste oomblik, as daar 'n geleentheid is om vir die woord van die Here uit te staan, en daar die vervolging kom oor sy pad, dan kan hy nie, dan struikel hy. Dis vir my so ironies. Dieselfde woord wat hy met blydskap aangeneem het, soos wat die Here Jesus nou verder in hierdie gelykenis verklaar, dat die saad wat tussen op die rotsagtige gebied gegooi is die wat dit met blydskap aanneem. Dieselfde saad wat hy met blydskap aangeneem het, is dieselfde saad wat hy later verag. Dis dieselfde saad wat hy later sy rug opdraai, wat hy nie voor kan opstaan nie. Dis ironies, maar dis tragies, dat daar mense is wat sulke ligsinnige oorgawes aan God maak, om dit met blydskap aan te neem, maar om dit later net weer te verag. Ken u mense wat op 'n stadium met blydskap die woord van die Here aangeneem het, en as jy nou vra, waar is hulle, dan is hulle weg. Waar is hulle? Waar is hulle? Hulle het soos mis voor die son verdwyn, hulle het verdroog, toe die hitte van die son op hulle begin bak, as ek die Here Jesus se woorde mag gebruik,
toe val hulle af. Nie meer in die vuur en die ywer van die oorgawe nie. Vriende, 'n mens word nie 'n Christen omdat jy een of ander tyd met blydskap gesê het ja en amen op 'n boodskap nie. Of omdat jy een of ander stadium met blydskap die woord van die Here aangeneem het en 'n oorgawe gemaak het. 'n Mens word nie, of 'n mens is nie 'n Christen as gevolg van dit nie. Natuurlik is dit nodig om een te word, maar jy is 'n Christen omdat die vrug in jou lewe bly. Omdat jy eens op 'n tyd geglo het en vandag nog glo. Jy kan nooit ophou glo nie. Dis onmoontlik as jy by Christus uitgekom het om op te hou glo. Iemand het een keer vir my gesê, ek was lank terug ook 'n Christen. Toe sê ek vir hulle, ekskuus, maar jy was nog nooit 'n Christen nie. Die saad wat ontkiem, wat deur die Heilige Gees van God gewerk word, is 'n geloof wat altyd aanhou, voortdurend aktief. Selfs as ons dink aan 'n teks soos Johannes 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in my glo, of vers 15, wat ook praat van die geloof, dan is dit in die aanhoudende tens of geskryf, om aan te dui dat dit voortdurend is, aanhoudend, dit sal nooit ophou nie, dit kan nie ophou nie. Maar hier is sommige met oppervlakkige harte, wat net vir 'n tyd lank geglo het en dit toe laat vaar het, nooit werklik vrug gedra nie. Daar is 'n derde soort hart en dit is 'n wêreldse hart. In vers 7 lees ons van hierdie wêreldse hart. En 'n ander deel het tussen die dorings ingeval, en die dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik. Tussen die dorings. Dit verwys na 'n doringagtige plant, wat dan saam ontkiem met die saad. Ek onthou, as ek lucern geplant het, dan het ons sommer die kunsmisstrooier geneem om die lucern te plant. En soos die kunsmisstrooier strooi en saai, dan slinger hy van die saad langs die land, daar waar die onkruid en daar waar die kakiebosse en daar waar die dorings lê, daar die saad ontkiem ook. Maar later verstik die onkruid die saad heeltemal. Jy kan in elk geval nie daar sny nie. Jy kan in elk geval daar niks doen nie, want daar is te veel stinkolies en kakiebosse en onkruid en die lucern kom op, maar dit het geen nut nie. Die spreier sprei ook daar. Dit kom ook op, maar dit dien vir niks. Die uitwerking is dat hierdie saad verstik. Dit beteken letterlik in die oorspronklike taal dat dit verwrig word. Die lewe word uit hierdie plant uitgewurg. Die saad wat opkom kan nie lewe nie, dit word doodgedruk. En nou verklaar die Here Jesus, hier is 3 dinge wat hierdie saad laat verstik, wat die lewe uit dit uitdruk, en dis eerstens sorge, spanning, angs en bekommernisse. Dit is tweedens rykdom, materiële besittings, en laastens die genietinge van die lewe, vermaak en genot en aansien, verstik die hart volgens Lukas 8 vers 14. En hierdie dinge maak dat die woord van die Here nie ryklik in hulle kan woon nie. Dit maak dat hulle dit wil aanneem, maar dan wanneer hulle uitgaan, dan verstrik die sorge van die lewe hulle, die bekommernisse van hierdie lewe, terwyl die woord van die Here baie duidelik vir ons sê in 1 Petrus 5, werp al julle bekommernisse op my, want ek sorg vir julle. Maar hierdie mense kan nie oorgaan tot die stap van geloof, om God te vertrou nie. Hulle is so vasgevang in hulle bekommernisse en in hulle sorge, dat hulle moed verloor. En dat hulle nie die Here Jesus volkome kan vertrou nie, en in hierdie ongeloof bly hulle voortlewe, en koester hulle dit voortdurend in hulle hart. Rykdomme ook verder. Matteus 13 vers 22 verklaar dit nog 'n bietjie verder. En by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar. Die verleiding van die rykdom. U sien vriende, daar's absoluut niks verkeerd deur ryk te wees nie.
Is niks verkeerd om geseën te wees op die materiële gebied nie. Die gevaar is die verleiding van die rykdom. En hoor wat ek vir u sê, die meeste mense wat gevang word deur die verleiding van rykdom is nie ryk mense nie. Dis arme mense. Wat gevang word deur die verleiding, deur geldgierigheid. Die Bybel sê vir ons, geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Nie geld nie, geldgierigheid. Dit is daardie hart om absoluut oorgegee te wees aan hierdie wêreld. En dit verstik die saad in jou hart. Dis hierdie soort mens wat van maandag tot saterdag om dood werk en op Sondag geen tyd vir God het nie, om uitgegee in hierdie wêreld. So versadig van hierdie wêreld dat hy geen aptyt het na die brood van die lewe nie. Verleiding van die rykdom maak dat 'n hart absoluut daardeur verorber word. Die akkumulasie van geld, die bymekaar maak van rykdom, verteer 'n mens se hele wese. Maar dan gaan hy verder om ook te sê, die genietinge van die lewe, vriende, aansien, populariteit, gemak, vermaak, my shows, my movies, my musiek. Jy weet vriende, ek het een keer van iemand gehoor wat gesê het, ek kan nie die Here Jesus aanneem nie, want dan moet ek my CD's weggooi. Ek kan nie meer hierdie musiek luister nie, en hy kon nie dit doen nie. Dit was vir hom net te veel. Wat is die gevolg? Wel, Lukas 8 vers 14 sê, geen ryp vrugte. Matteus 4 vers 19 en Markus 4 vers 19 en Matteus 13 vers 22 sê, onvrugbaar. Die King James version sê, and bring no fruit to perfection. Daar is geen perfekte vrug nie. Die wurms het dalk die appelkose ingevaar. Die voeltjies het dalk op die perskes kom eet. Die haalstene het die vrugte dalk geslaan. Daar is geen perfekte vrug nie. Daar is niks wat bruikbaar is aan hierdie persoon nie. Dit is so, daar dalk saad opgekom, maar die dorings en die distels en die onkruid het so verstik, jy kan dit nie gebruik nie. Geen perfekte vrug nie. Dis nutteloos. Die regte hart, die laaste hart. Lukas 8 vers 8. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en gegroei en 100voudige vrug opgelewer. Goeie grond. Dit word ook gebruik in Matteus 13 en Markus 4, die parallelgedeeltes van ons skriflesing. Goeie grond. Die regte hart. Dit impliseer, dit is grond wat die regte minerale bevat om groei te bevorder. Grond wat reg berei is, dalk het die ripper eers ingekom, en toe die ploeg, en na die ploeg die dis, en toe die tiller, en toe die eg, en toe die raam, en toe is dan gesaai, en die grond was voorberei. Genoegsame vogtigheid, om die ontkieming moontlik te maak en groei te stimuleer. Die uitwerking vind ons baie duidelik in vers 8. Gegroei. Die woord verwys na die ontkiemingsproses, 'n eenmalige afgehandelde insident wat dan oorbeweeg na iets wat uit die grond uit opskiet, met water en sonlig gegroei het tot 'n volwasse plant en boom. Dan leer die Bybel vir ons verder hoe hierdie wonderwerk plaasgevind het in Lukas 8 vers 15. En wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele hart gehou het. Markus 4 vers 20, hulle die woord gehoor en aangeneem. Matteus 13 vers 23, dit is hy wat die woord hoor en verstaan. Dis hoe die wonderwerk plaasgevind het. Dit het 'n verligting in sy gewete, in sy hart, in sy binneste gebring. Hy het dit aangeneem. Hy het eerstens die positiewe stap geneem. En hy het dit in sy hart bewaar. En dit het gegroei.
En dit het sterker geword, en dit het groter geword, en dit het meer geword, en sy takke het begin uitbrei, en daar het blaartjies tevoorskyn gekom, en daar het vrug gekom. Die ontkiemingsproses het voortgegaan, 'n boom of 'n plant het daar gekom, en God het lewe voortgebring in 'n mens se hart. Julle is weergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike saad van die woord wat tot in ewigheid bly. Wat is die gevolg? Vrugte, my vriende, vrugte. Markus 4 vers 20, en vrugte dra 130 en 160 en 100voudig. Matteus 13 vers 23, wat dan ook vrug dra en oplewer, die 100, die ander 60, die ander 30voudig. Vrugte is daar. Julle sal geken word aan julle vrugte, sê Matteus 7 vers 16. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings en vye van distels nie. Vrugte, my vriende, is die bewys van 'n mens se redding. Dit is 'n bewys van die lewe wat jy ontvang het. Daar kom vrug, en dit is vir die omstaanders heerlik om daarvan te eet. Dit is vir almal daar om te geniet. Jy dien ander met jou vrugte, met jou gawes, met dit wat God in jou hart werk en bewerkstellig, omdat jou hart reg was om die woord van die Here te ontvang. En nou kan jy voortgaan om vrug te dra, sommige 30, sommige 60, ander 100voudige vrug. Wonderlik om te weet dat die Here deur 'n saadjie soveel vrug kan bewerkstellig. 'n Klein eenvoudige saadjie wat in jou hart val en dit ontkiem, en dit bring soveel wonderlike dinge in jou lewe tevoorskyn. Ek wil u vra vanaand om vir jou 'n braakland te braak in 2017. Om jou hart gereed te kry vir die saad wat gesaai gaan word. Dat jy gereed sal wees om die goeie saad te ontvang, sodat dit kan ontkiem en dat jy kan vrug dra. Vrugte wat by die bekering pas, sodat God dit kan geniet, sodat ander dit kan geniet, sodat ander onder jou koelte kan inkom en skuiling kry en van jou vrugte geniet wat in jou lewe is. Die goeie grond, die gelykenis van ons hart. Hoe is u hart? Wil u tog waak dat u hart nooit sal verhard nie? Ek dink so iets, ek dink dit was by Dominee Johan se eerste of tweede boodskap, iets wat ek vir altyd sal onthou, wat hy gesê het, net soos die reën naar buite val, en dit kan 'n mens lewe gee, net so kan die woord jou hart kliphard maak. Net so kan die reën grond hard maak. Die woord wat oorkom en nog kom en meer kom, kan 'n mens later so verhard maak as jy nie daarop reageer nie. As jy dit elke keer van jou af wegwerp, as jy elke keer dit van jou af weggooi, soos 'n binnesenter na die buitesenter, elke keer as jy dit gaan doen, gaan dit jou hart so bietjie meer hard en nog hard maak. Wil jy nie hierdie kors vanaand breek? Vir die Here vra, Here, ontkiem u wonderlike woord weer in my hart. Die blinde hart. Dalk het u in u lewe al baie oppervlakkige oorgawes gemaak, 'n tipe nuwejaarsresolusies, en net goue vinnige oorgawe, oppervlakkig, maar nie hartgrondig nie. En nie vir die Here vra, Here, ek wil my totaal oorgee. Ek wil heeltemal, ek wil nie sommer 'n ligte dingetjie doen nie. Ek wil nuut en vars met u ontmoet en oorgee aan u. Wil u nie dit doen nie? Of is u hart dalk ook soos die dorings, daar waar die saad gesaai word, onbruikbaar? U hart is nie reg, dit is nie bruikbaar vir die Here nie. Of die goeie grond, sodat dit kan ontkiem en vrug dra. Ek luister of ek lees 'n illustrasie van Dr. Willie Maree, waarin hy sê, hy stap een keer daar in die Kaapse vlaktes, en hy hoor 'n predikant preek, en hy's besig om vir sy gemeente te sê, sommige
van julle is so spinnekoppe. Julle kom na die blommetjie toe en julle haal die gif daaruit en julle gaan huis toe. Ander is soos die bytjie. Julle kom na dieselfde blommetjie en julle kom haal die heuning uit en julle gaan huis toe. Wil u nie besluit om die heuning uit God se woord uit te haal nie? Die woord kan vir jou gif wees, of dit kan vir jou heuning wees. Neem dit aan en groei met God. Amen. Here, elke een van ons moet ons gereeld daaraan herinner om oop te wees vir die woord van die Here. Die predikant, die ouderling, die diaken, elke een van ons, die lidmaat. Kom soms op plekke in ons lewe waar die woord van die Here ons moet teregwys, vermaan, leer, onderrig. Dat ons altyd gewillig sal wees om te sê, ja Here, ons hoor. Spreek Here, want u diensknegt en u diensmaagd luister. En ek bid vir elkeen wat hier is, dat u dit ook so vir hulle sal doen. Dankie dat ons dit alles kan vra in Jesus se naam. Amen. Baie dankie vriende. Ons wil geleentheid gee vir 'n boodskap en sang wat vir ons gelewer gaan word. Ons wil graag hierdie lied sing vir Dominee Jurgens en vir Marika, om hulle op die pad vorentoe te behoed en te bewaar, en ons weet dat die Here saam met julle sal wees. Wees nooit ontroerd al waar jy gaan, God sal jou trou behoed. Diep in sy liefde skuil maar daar, God sal jou trou behoed. God sal jou trou behoed. Oor heel die weg lei hy jou reg. Hy sal jou trou behoed. God sal
Dit is nou tye soos hierdie wat ek vreeslik gaan mis onder hierdie dierbare mense, onder julle elke een. Dankie dat ek weet, julle bid getrou vir ons met die uitdagings wat voor ons lê. Ek glo van harte dat ons mekaar nog redelik gaan sien in elk geval, maar dat ons gaan voortgaan met die werk van die Here. Dit is hoekom ons geroep is. Dis hoekom elkeen van ons hier is om toegerus te word. Ek glo en ek vertrou dat die volgende herderspare saam met Nico ook nuwe dinge in julle gaan inbou, nuwe dinge vir julle gaan leer om julle ook verder te vat in julle geestelike lewe. Tot hier toe die Here ons almal gedra en ek weet hy gaan dit ook verder doen. Hy sal ons dra. Kom ons gaan staan, dan sluit ons af met die lied wat op die bord verskyn. Ek wil julle almal vriendelik uitnooi na volgende Sondagoggend die ontvangs daar in Wonderboom Gemeente, Sagelaan nommer 4. Ek beloof om 'n boodskap te preek wat u nog nooit gehoor het nie. Ek bid u om die vrede en om die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God. Wees en bly met u elkeen ook totdat hy ons kom haal, want Maranatha, sy koms is naby. Amen.